Goeiemôre. Dit lyk my die winter is op ons. Hier waar ek opneem is dit bewolk, daar is die son nie, dis koud. En, maar nee, ja, dis middel van die winter. Een van die dae draai die son weer en dan voel ons weer beter. So sterkte daar met julle almal. Ek hoop dit gaan goed met almal. En ek dink aan almal wat swaar kry, siek is, in die hospitaal is. Mag die Here saam met julle wees. Kom ons bid saam. Here, vanoggend kom ons by mekaar in dankbaarheid. Dankbaar dat ons kan warm slaap, dankbaar dat ons iets het om te eet. Dankbaar dat ons vanoggend opgestaan het. Dankbaar want U is ons God. Dankie Here dat ons hier by mekaar kan wees. Dankie vir U genade en die troue liefde. En dankie dat U vir ons sorg. Ja, Here, dit is koud en ons bid vir hulle wat besonder koud kry. En ons bid en vra dat U elkeen sal aanraak waar hulle is. Ons gaan nou die woord lees, 'n brief wat Paulus geskryf het en maak dit ook vir ons helder en duidelik oop asseblief. Amen. Ons gaan lees uit Kolossense 3 vanaf vers 5 tot 11. Dewald gaan dit veel op die skerm gooi. En ons preektema is die Trojaanse perd. Ek lees daar vanaf vers 3. Daarom moet julle daardie deel van julle wat op aarde gerig is doodmaak. Onsedelikheid, onreinheid, welis en slegte begeertes en ook gierigheid wat afgodsdiens is. As gevolg van sulke dinge kom die toorn van God oor die seuns van die ongehoorsaamheid. Ook het julle vroeër daaraan meegedoen toe julle nog onder hulle geleef het. Maar raak ook julle van al hierdie dinge ontslaaf, woede, driftigheid, kwaadwilligheid, lastering en onwelvoeglike taal wat uit julle mond kom. Moenie vir mekaar lieg nie, aangesien julle die ou mense en sy gewoontes uitgetrek het. En die nuwe mens aangetrek het wat tot volle kennis en na die beeld van sy skepper vernuwe word. By die nuwe mens is daar nie onderskeidings soos Grieks of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar of sketeer, slaaf of vry persoon nie, maar Christus is alles en in almal. Christus is alles en in almal. My subtema is die grootste gevaar is nie altyd van buite af nie, maar van binne. Nou, ek dink, as jy nog nie die storie gehoor het nie, ek gaan in kort dit probeer vertel, maar gaan vra vir ChatGPT of vir Google om vir julle meer te verduidelik, maar ons almal ken die storie van die Trojaanse perd. Wat daar gebeur het, die stad Troje was baie sterk, mure was hoog, en die vyand het te vergeefs probeer om deur te breek. En toe kry hulle 'n slim plan. Hulle bou 'n groot houtperd en sit dit voor die ingang van die stad Troje neer. En die mense van Troje dink, hierdie vyande van ons het vir ons 'n baie mooi persent gegee. En hulle maak die hekke oop en trek die perd binne in die stad in. Maar wat hulle nie geweet het nie, is dat binne in daardie perd was daar soldate. En daardie nag klim die soldate uit die perd uit. Hulle maak die hekke oop en die stad val. Nie omdat die vyand sterker was nie, maar omdat die vyand reeds binne was.
En dis eintlik die boodskap van hierdie preek. Die grootste gevaar vir die kerk is nie altyd die wêreld, politiek, sekularisme of vervolging nie. Natuurlik speel dit 'n rol. Maar baie keer is dit wat ons van binne toelaat die grootste gevaar in die kerk. En die eerste ding waarteen Jesus waarsku in die kerk is verdeeldheid. Jesus sê, 'n huis wat teen homself verdeeld is, kan nie bly staan nie. Dis belangrik. Jesus sê nie 'n huis wat van buite af aangeval word nie. Nee. Hy sê 'n huis wat van binne af verdeeld is. Met ander woorde, die probleem begin in die huis. En dan gebruik Paulus dieselfde gedagte wanneer hy sê in 2 Korintiërs 5, 'n bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. Net 'n klein bietjie beïnvloed alles. En dis hoe sonde werk. Meeste van ons weet, sonde begin klein. Met 'n bietjie jaloesie, bietjie bitterheid, 'n bietjie skinder, 'n bietjie trots, 'n bietjie onvergewensgesindheid. Maar as dit nie aangespreek word nie, groei dit. En later vernietig dit verhoudings, families en gemeentes. Die tweede ding wat gevaar is vir die kerk, is die gevaar van aanvaarbare sonde. Die probleem is, die Trojaanse perd het baie mooi gelyk. En dis hoe sonde werk. Sonde kom nie lelik nie. Nee. Sonde vermom homself. En daarom klink trots baie keer soos, weet jy, ek staan net vir wat reg is. Of hardheid klink soos, weet jy wat, ek praat maar net die waarheid. Skinder klink soos, weet jy, ons moet vir daardie persoon bid. Gierigheid klink soos, ek sorg maar net vir my familie. En rasisme, ek voel gemakliker by my eie mense. En dan stadig maar seker raak ons gewoond daaraan. Wat ons eers 'n skok begin later normaal voel. En dis hoekom Paulus in Kolossense sê, maak dood wat sondig is in julle lewe. Maak dood. Nie bestuur dit nie, nie verskoon dit nie, nie steek dit weg nie, maak dit dood. Want sonde wat jy troetel, kan jou maklik later beheer. 'n derde gevaar is dat die kerk kan maklik soos die wêreld begin lyk. En dis een van die grootste tragedies van die kerk vandag is, dat die kerk amper lyk soos die wêreld. Want die wêreld sien ons verdeeldheid, haat, selfsug, trots. En ons sien presies dieselfde goed in die kerk. Mense wat nie meer met mekaar praat nie. Families wat jarelang nie meer met mekaar gesels nie. Kerke wat skeer oor klein goedjies. Mense wat beklei oor hulle eie voorkeure. Groepies wat gevorm word. En dan vra ons, hoekom het die kerk nie krag nie? Hoekom is daar so min geestelike krag? Want die Heilige Gees werk, waar waarheid, nederigheid, liefde en bekering is. Jy kan nie Sondag jou hande opsteek in aanbidding, maar Maandag is jy vol haat en bitterheid nie. Pinkster gaan nie net oor krag nie. En ongelukkig maak baie mense die fout om te sê dat Pinkster gaan oor vuur, emosies, gawes, wonderwerke. Kom na hierdie Pinksterfeeste toe en ervaar die wonders van die Here en kom sien die wonderwerke. Maar dit is nie waar dit gaan nie.
Voor die Gees uitgestort is, was die gelowiges saam, eensgesind, in gebed, nederig by mekaar. Jy sien, God bou eers die hart, dan gee hy die krag. En dis hoekom, en ek het 3-4 weke terug daaroor gepraat, heiligheid belangrik is. Nie omdat God wil hê ek en jy moet perfek wees nie, maar omdat sonde altyd vernietig. En ons weet sonde vernietig huwelike, verhoudings, families, gemeentes, getuies. En daarom moet ons pas op. Pas op dat ons te hard is op die wêreld en te sag op onsself. Ons praat maklik oor die swak regering, oor misdaad, oor korrupsie, oor die verval van die land. Maar hierdie teks vra, wat van die kerk? Wat van ons? Want baie keer veroordeel ons die wêreld, maar ons verskoon ons eie sondes. Ons kla oor korrupsie, maar self leef ons met jaloesie, bitterheid, trots, onvergewingsgesindheid. Jesus was opvallend sag met sondaars. En hy was hard teenoor godsdienstige mense wat gemaak het of alles reg is. Die gevaarlikste plek om te wees in jou lewe is om te sê, of wanneer jy dink, ek is okay. En baie mense dink in Suid-Afrika so. Baie mense in Suid-Afrika sê, ons is okay. Ons land het baie kerke. Ons is Christene. Maar die wêreld kyk nie na wat ons sê nie. Die wêreld kyk hoe ons leef, hoe ons praat, hoe ons mense behandel. En daarom as die kerk so verdeeld is soos die wêreld, hoe sal die mense glo die evangelie verander iets? En Jesus het self gesê, hierdan sal almal weet julle is my disippels, as julle mekaar lief het. Nie groot geboue bou, goeie musiek speel, of goeie programme het nie, nee. Liefde, ware liefde. Liefde wat vergewe, liefde wat dra, liefde wat dien, en liefde wat opoffer. Amen.